Goeiedag vriende en welkom terug by die Hansman Show. Soos julle weet het ons laasweek nie episode gehad nie, maar julle sal meer daaroor uitvind môre se episode. Maar vandag het ons net 'n klein kort 10 minute videoetjie wat net wys hoe amazing dit is. Ek meen Matteus sê tog in Matteus 18 vers 20 sê dit, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hul midde. En hierdie 10 minute video is maar eintlik net soos 'n voorsmaakie vir môre. Maar dis om te wys dat wat gebeur het voor die tyd, voordat ons actually begin amptelik rekord het, voor die episode nog amptelik begin is. Net om te wys hoe drie mans in die teenwoordigheid van die Here bymekaar kom en hoe die gesprek net vloei daaruit en hoe hulle net onmiddellik oor die Here begin gesels het en waar dit nie awkward was of dit ongemaklik gevoel het nie, maar dit het begin uit 'n plek van sincerity uit en waar die gesprek so maklik gevloei het, net waar alles so natuurlik gekom het, want dit sê tog, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hul midde. En as jy net 'n paar pelle is, 'n paar vriendinne is wat iewers by mekaar kom om 'n koffie te drink of om 'n braaivuur sit of ek weet nie, maar as jy net iewers is, 2 of 3 en jy begin net oor die Here chat, net om te hoor wat se tipe testimonies en gesprekke daar uitkom, dis net amazing om te hoor. So ek hoop julle geniet vandag se video en dan hoop ek ons sien julle môre by môre se amptelike episode op die Hansman Show. Daar's 'n gesegde wat sê man convinced against his will is of the same opinion still, en dit kom eintlik uit ons Afrikaanse kultuur uit van as jy met jou kind praat en jy sê vir hom moenie dit doen nie, dan vra hy hoekom en sê want ek sê so. Ja. En dis soos okay, dit beteken niks vir my nie. Exactly. En die hele ding van guide jou kind na die waarheid toe. Guide hom na hoekom hy dit nie moet doen nie of hoekom hy nie hierdie pad moet stap nie. Maar dit is ja. Absoluut, dit is vir my, dis 'n waarheid wat ek agtergekom het, in terme van, want ek meen, ons is almal ouers, jong ouers, ek dink jy bly altyd 'n jong ouer, maak soeke uit jou kinders word, want jy is nooit, jy het nou ervaring in terme van 'n 10-jaar-old, maar jou kind's nou 15, of 13, of wat, ek weet nie uit jou kinders nie, maar die feit bestaan is, jy is nooit reg vir daai volgende stap, want jou kind verander die hele tyd, soos hy ook 'n groot mens word, en hy ook foute maak en dinge leer, weet jy nie altyd wat die beste guidance nie, en wat ek doen nou op 'n stadium, ek onthou, ek was 'n jong, my kind was seker so 6 jaar oud, en my grootste vrees op daai stadium was dat sy van die pad af gaan raak, verstaan jy, want as jy sien hoe die maatjies saam met wie hulle op skool is, en hulle ouers is van die pad af, en dan dink jy, bring al daai kinders nou hulle slegte goeters skool toe, en jou kind is op daai adem, jy weet, sy is soos 'n spons, sy vat alles in, en ek onthou my gebed op daai stadium vir die Here was, asseblief Here, laat sy net jou waarheid raak sien. En ons het kerk toe gaan met haar en alles, ek meen, maar die kinders is maar half altyd apart. En eendag toe kom sy na my toe, sê, ek sê nooit te nie, sy was 8. En ons het die naweek of paaskonferensie gehad by die kerk. Dit was ons eerste paaskonferensie vandat ons dan nou hiernatoe getrek het. En sy gaan toe saam, aandienste, maar jy weet, sy is 'n klein dogtertjie. En haar grootste challenge is om stil te sit. En die volgende, ek dink dit was die Saterdag aand. Ek sal nooit vergeet nie, daar was 'n ander pastoor daar. En hier spring sy op. Ons het omtrent deel agter gesit, want dan sit jy maar as 'n ouer sit jy maar agter met as jou kind begin bloedig raak, laat jy nou nie mense steur. Hier gaan sy op, daar gaan sy vorentoe. Dan gee sy hart vir die Here. Ek soos in, maar ek begin sommer huil, want ek meen dit is elke pa se droom, dat dit met sy kind gebeur. En op so jong ouderdom. En obviously die volgende stap is nou om te doop, en ek en my vrou het toe nou obviously 'n meningsverskil, soos dit nou meeste van die mans en vrouens gaan, ons stem nie altyd saam oor alles nie. En solank ons net altyd verstaan as 'n huwelikspaar dat albei ons idees kom uit 'n plek van liefde uit. Okay, so en ek dink dis wat ek moes leer oor die jare is my vrou, haar opinie is nie altyd gebore om my teen te staan nie. Dit is gebore uit haar liefde vir haar dogter en hoe sy dit die beste gaan sien en dieselfde met my. En dis waar ons verskil en ons moet net by mekaar uitkom daar, maar sy sê dan nee, my kind is te jonk om te doop en ek sê weet jy wat, ons het met die pastoor gepraat, pastoor Eddie nog en hy het gesê weet jy wat, hy sal 'n bietjie met haar praat en hy het bietjie met haar gepraat. Maar dit was toe nou omtrent 'n jaar later want ek back toe nou of ek sê toe ek weet jy wat,
Ek gaan dit nie forceer nie, ek wil dit nie forceer nie. Ek wil hê my kind moet self daarna kom. En sy het op 'n stadium, toe kom sy net na my, toe begin sy, pappa, ek kom myself laat doop. Pappa, ek kom myself laat doop, heeltyd. En na seker so 2-3 maande toe het ons nou pastoor Elie gaan sien, hy het met haar gepraat en hy sê vir hom, weet jy, hierdie kind is reg, laat sy haarself doop. En sy het haarself laat doop. En toe vra ek vir die Here, nou wat nou? Jy weet, hoe kan ek nou, jy weet, nou is ons weer terug aan daai tradisionele ding wat ek en jy voorheen gepraat het van, jy moet nie dit doen nie, jy moet nie dit doen nie, jy moet nie, hoekom? Want jy moet nie dit doen nie, klaar, jy weet. En toe het ek 'n ding begin, want die Here het my bietjie convict op my priesterskap in my huis. En ek dink baie mans val kort daar, in die sin van, daar is baie mans wat dit wel doen, maar ek dink baie mans weet nie regtig hoe om die spiritual leadership in die huis te vat nie. Want ons gaan ons nou kerk toe op 'n Sondag, ons bid mos nou voor ons eet, en ons lees mos nou maar Bybel, verstaan jy, maar God soek meer as dit, en hy wil regtig hê, daai, kyk, die NG Kerk het altyd hierdie mooi, en ek wil nou nie met sleg praat nie, verstaan jy, maar ek dink soms, weer eens, die hele tradisionele storie van die drie susters kerke, wat ons baie goed ken, almal seker maar, is gebore uit die korrekte plek. Ek meen, hulle het 'n rebellie gekom teenoor die Katolieke kerk, wat absoluut, hulle gevoel het heeltemal paganisties geword het. En toe het hulle daarteen gerebelleer, en hulle het weer teruggegaan na die waarheid en die woord en alle goed, maar hulle het die hele plot verloor met al die ander goed. Jy weet, om uit te gaan na die nasies toe, en die Calviniste het obviously moes nou die hele ding bietjie bevoeter om te sê, weet jy, jy's predestined om gered te word, en predestined om verlore te gaan. En dis waar die sendeling werk en figuur verlore gegaan het. Maar in ons land ek dink dit is nie oral by al die kerke so nie, maar dis al hele tradisionele ding van, jy weet, dis hoe ons dit doen. Ja, daar's 'n resep. Yes, en ek het nou net absoluut, kyk, ek gaan dit maar net sê. Dis vir my baie belangrik dat die Heilige Gees my lei op alles. En ek en hy praat letterlik op 'n daaglikse basis. Soos ek en Janus op praat. Ons praat net nie altyd so baie nie, maar as ek weet vanaf as ek op verkeerde pad is, want hy sal vir my sê, of hy sal my waarsku of so aan, of as ek hom vra, sal hy my antwoord. Ja. En hy gee my toe leiding om, ek en my kind begin toe Bybel lees. Maar nie daai kinderbybel nosies nie. Ek gaan koop vir 'n Bybel, 'n fisiese Bybel. Ja. En ons Afrikaanse Bybel, ek en sy begin toe nou elke aand Bybel lees. En Hoe oud is sy toe nou? sy is toe nou 9, half 8,5, 9 daarom. Maar sy sukkel nou nog met die lees, né? En dit was die challenge, want daar's baie groot woorde in die Bybel. Nou kom jy skielik agter, joh, is groot woorde in die Bybel. Ek het eers obviously Genesis bietjie begin lees en die kant toe ons het nog rondgedabbel in die Bybel. Ja, begin eers met die mooi stories. En toe op 'n stadium toe begin ons Matteus lees. En sy begin dan nou mooi regkom in die lees en ek werk mos nou weg. So dis vir my challenge. So elke aand dan bel sy my op WhatsApp video, 8uur, net voor sy bed te gaan. Dan lees ons nou saam Bybel. Oh, dis special. En dan bid ons nou en ek leer haar dan ook die Onse Vader, want ek kom toe agter sy ken nie die Onse Vader nie. En ek begin dan die Onse Vader leer en sy leer dan en sy bid dan die Onse Vader. En dit is eintlik 'n powerful gebed, verstaan jy? En sy begin dan nou lees en op daai tyd ook, toe begin ons Chosen kyk. Ek en sy. So sy's 'n baie fliek stories, jy weet, storie mense soos ek, ons hou van TV kyk en jy voel altyd as 'n pappa, jy veral as jy kinders het, jy's in oorlog met die wêreld, want ek meen die wêreld, en ek meen as jy eerlik wil wees daaroor, en as jy, soos pastoor Des gister gesê het om sy gedagte vir die dag, is ons moet net reël wees met onsself, ons ken regtig die waarheid, hier binne in ons hart. Ons wil net nie saamstem altyd daarmee nie. Jy weet, ons weet wanneer ons droog maak. Ons weet wanneer ons iets gesê het of gedoen het. Ons probeer dit altyd so half mooi laat lyk. Maar ons weet hier binne in ons hart, weet jy, ek was eintlik nou baie rude met iemand of ek was baie rude met my vrou of ek het eintlik nou onnodig my kind geraas. Verstaan, ek was nou 'n bietjie harsh, verstaan jy. Maar en daai waarheid het ons het nou begin die Chosen kyk. Ek kan sê, so die storie het nou mooi
jy weet ek en sy het nou tyd saam spandeer en dan kyk ons die storie en dan stop ek en dan sal ek vir sy kyk, jy sien nie hierdie het ons nou gelees van. Dis net daar, maar dit is baie biblical. Jy volg hom fisies. Jy weet jy kan sien, okay, dit gaan nou ek weet al en ek kan vir jou sê wat se stories is uitgelaat uit die Chosen. Byvoorbeeld hulle het nie die besetene vir Gadara gehad nie, want hoe hardloop jy laat jy nou 2000 varke van 'n berg afhardloop, verstaan jy wel, miskien op CGI, maar ek dink jy gaan 'n bietjie comments kry daar van mense wat van varke. Die jare sal bly. Ja, maar hoe dit ook al sê. So, dit was vir my 'n baie goeie connection punt en dan kyk ek en sy die Chosen en dan lees ons Matteus en sy het ewen so emosioneel geraak dat die tyd toe ons nou Paasfees het ons nou fisies by die kruis doodgekom van die Here. En sy was dit was vir baie moeilik om dit te lees. En jy weet dan begin mens wonder, jy weet daar sekere dinge. Ons het tot van Samson gelees. Nou moet ek hierdie goed vir my kind verduidelik, maar weet jy wat? Ek en my vrou het besluit van die begin. Ons het net hierdie reële approach met my kind. Ek meen sy's jonk, maar as jy gaan sien die goed wat by die skole uitkom deesdae, dat die kinders is slim voor hulle tyd. Ja. So ek sal liewer vir my kind sê, man, weet jy, dis die reël goeders in die wêreld en dit is bly weg van dit af want dit is gevaarlik. En wanneer die Here sê vir ons moenie sondig nie omdat hy weet wat dit aan ons doen. Dit vernietig ons, verstaan jy? En ek het so ek by lewe gekry in terme van met my kind, want my kind het my groot gemaak. My kind het my geforseer om 'n man te word. Ja. Nee, ek dink dis wat 'n kind doen. Ek meen, jy dink jy's 'n man tot jy 'n kind het, dan kom jy agter maar jy's nou daar's 'n ander gedeelte van jou wat skielik dis asof die Here vir jou 'n sleutel gee en dan lok jy daai stuk in jou hart en dan word jy skielik 'n pappa. En ek meen 'n seun is anders as 'n dogter, maar dis amazing om te sien dit wat ons voor gebid het vir soveel jare, hoe dit manifesteer nou in haar. Ja. En hoe sy hier's nou 'n goeie voorbeeld nou. Dis eintlik nou haar witness, maar